Okay, is geplei julle. Ek kan hoor. Kom Jamie, nee hoor, op die grond. Kom, Jamie. Jamie van Rensburg. Okay. As my favorite color. Okay, sê gou 'n bietjie vir my, waar was laasweek se topik? Dat die van waar is op van naam? Ja, en wat jy nog onthou? Ja, Ella? Ja, maar mooi. Ja, sissie. Hy's baie vinnig soos die lig, né? Want hy's die lig. Kyk, ja, sissie. Hy kom van die lig af as jy die lig. Hy is die lig. En lig beweeg Maar in minder as 1 sekonde om die aarde. ek dink hy kom minder as 300.000 km per sekonde. En die aarde is net 40.000 km omtrek. So, dis vinnig. Maar ek kan nie dink by die ander in die vlug is. Dis is kort doen vir. Nou, wat 40 keer oxygen om die aarde. Okay, ja. 40 keer. Okay, so vandag se topik is ietsie wat Sion gevra het. Ek wil asseblief vir julle en Lia, ek wil asseblief vir julle met vir mamma sê wanneer julle goedjies wonder, dat hulle dit vir my stuur, né? Want ons wil graag praat oor dit wat julle wonder. Okay. So ek het gewonder of ons AI nie goed werk vir Januarie nie. Want sy het 'n vraagie gehad van die fruit of the spirit wat ek klaar eintlik al in my kop uitgewerk het. Vir volgende week. Okay. Ek gevra. Sissie het iets gevra, so dan ons gaan net al vra vir jou. Okay. So asseblief as jy oor enigiets wonder, sê vir mamma tip daar vir my groepie vir Tannie Karla my vraag, né? Okay. Okay, so vandag se vraag is, hoe het 'n mens regtig 'n verhouding met God? Het jy al gewonder daaroor? Wie van julle het gewonder? Ons moet nie vanaand, ek wil jou net nou sê. Nee, dis dat jy moet by die boek. Ja? Okay. Bid. Wie van julle het ook al gewonder daaroor? Het van julle al gewonder, ek wonder hoe is 'n regte verhouding met God? Het jy al gewonder daaroor? Jy ook? Okay, dan het jy al gewonder daaroor. Okay, Jamie? Ja. Jy ook? Ja. Okay, Marco? Okay, so sê net Simon nie. Onthou dat dit waaroor jy wonder, is daar 'n 9 kans dat die maatjies ook oor dieselfde ding wonder. Dis hoekom ek dan nie wil hê jy moet vir my sê dat ons kan praat daaroor. Wat doen jy? Maar wat doen jy hier as hy nie staan? Wie het jou gemaak? Weet jy binne jou maak sê? Ja. Oh my goodness, dis 'n wonderlike vraag hierdie. Okay, so sê gou vir my, wat dink julle weet julle van 'n verhouding met God? Wat dink julle is dit? As julle nou so wonder oor dit, wat dink julle is dit? Jy moet jy moet met hom praat, jy moet afspraak op hom. Nie afspraak. Ja, afpak. Ja, dis presies reg. Jy mag gewoon enigiets vra, enigiets sê. Ja. As jy 'n baie goeie vriend het, of 'n vriendin het, dan praat jy mos net. Of jy mamma en pappa het 'n goeie verhouding, kan jy nog iets wil sê. Kyk, want hy is ons pappa. Want ek het nie meer 'n mamma en pappa wat daar by my bly nie, so wie moet ek praat? Ek goed, okay. Okay, so kom ons kyk 'n bietjie skrif. Hier is 1, 2, 3, 4, 5 skrifte. Kyk, die Bybel is so. Okay, Lia. Jy sien op ons Bybel, né? Johannes 14 vers 15. Johannes is in die Nuwe Testament. Kyk, Clara. En jy het ons 1 Johannes 4 vers 19 kry. So daar's 'n Johannes en 'n 1 Johannes. Hy's amper heel agter die Bybel. Kyk daar op die keer op van die merkies van sê 1 Johannes, 2 Johannes. 1 Johannes 4:19. 4 vers 19. Dis nie jy het gesê bietjie soek. Johannes 14 vers 15. Ja. En jy verse soek. Okay? Kom ons gee vir jou Hosea. Hy is net agter die psalms in die Ou Testament, na die psalms. Hosea 2, en dan die vers sê, Sissie joune is Jakobus 4. Hy is 'n bietjie na die agterkant van die Nuwe Testament, né? En dan weet nog 'n Bybel, wie gaan ons nog eens sien? Sion, Spreuke 3. Proverbs. Sion is Johannes 15. Clara het vir 1 Johannes 4:19.
jou vers is 18 en 19. Okay? Waar is Jakobus 4 vers 8? Okay, dan sien ons Spreuke 3, ja. Jou is Hosea 2 vers 18 en 19. En sien ons Spreuke 3 vers 5 tot 8. Proverbs 3. Kyk jou dingetjie. Jy soek jy ook bespreke wat hy in Engels. Proverbs 3. Okay, Proverbs 3 5 tot 8. Spreuke 3 vers 5 tot 8. Ons gaan dit lees. 3 vers 5 tot 8. Okay, almal hulle verse skryf. Okay, Lia, lees jy eerste? Lees Johannes 14:15, hè? Okay, lees. Geboye. Okay, so hoe wys ons is lief vir mamma en pappa? Deur stout te wees. Deur soet te wees. So God sê, hoe wys ons vir God terug ons is lief vir hom? Want ons kan nie God voel en sien soos mamma en pappa kan doen nie. So hoe wys ons lief vir hom? Deur sy geboye te hou. Okay, so as jy my lief het, bewaar my gebooie. Okay, so dis ons liefde terugwys, né? Okay. Clara, wat het jy? Jy het 1 Johannes 4 vers 19. Okay? Okay, so dit is baie belangrik. Laat ons mekaar lief het omdat hy ons eerste lief gehad het. So God het ons eerste lief gehad. Okay, Lea vra baie keer, hoekom is hy so lief vir mamma? Okay? Want ek het haar eerste lief gehad nog toe ek net gedroom het van haar. Okay? So God het ons gemaak om mekaar lief te hê. So God het ons heel eerste lief gehad. En toe sê hy, kies om lief te wees vir my ook. Ek en met John is ons getroud, né? Voorsig om John met my getroud te wees. Kies hy dit. Okay. So God sê jy kan kies om hom lief te wees. Dan gaan jy nie fors nie, maar hy het ons eerste lief gehad sodat ons self kan kies om hom lief te wees. Okay. Hosea 2 vers 18 en 19. Die aardbodem sal heeltemal voortdry. As die Here die aarde begin skud, vlug die mense in grotte en in die rots Hosea. Hy klink amper soos Jesaja en Josua. Maar met S. Ja. Ek sê iets vir my. Maar so dit is so ons hier by ons soek. Hosea 2 vers 18 en 19. Kyk. Ek gaan jou my tyd maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur die liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare krag sodat jy aan my die Here toegewy sal wees. Okay, so wat sê hierso? Hy sê hy gaan ons sy bruid maak. Hy gaan ons trou. Okay? Is dit nie amazing nie? Hy is deur vir ons Jesus aan die kruis te gee. Jesus het ons die prys betaal sodat ons skoon kan wees sodat ons kan trou. Sodat hy kan sê ek is lief vir julle, as jy is lief vir my. Papa het vir my gesê, hy is lief vir my, en jy ook lief is vir my. Toe kon ek vir hom sê, nee, ek is nie. Dat ons op pad gegaan, of ek het gesê, ja, ek is, vertrou ek met hom. Okay? So hy sê, ek gaan julle my bruid maak, en die ander een sê, ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. Ne? Ja, wat sê dit? Ek gaan jou aan my bind. Bind, ja. So hy bind ons vas aan hom, maar jy hoef nie daar te bly, jy het 'n keuse as jy wil wegstap. Okay? Ek hoef nie by papa te bly nie, ek kan wegstap as ek nie lief is vir hom nie. So ek kies om lief te wees vir hom. Papa fors my nie daar te bly nie. Ne? Ons kies om in 'n huwelik te wees, ons lief is vir mekaar. Niemand fors jou. So God fors ons ook, hy sê, maar ek is eerste lief vir jou, ek bind jou aan my vas,
Ek gaan vir jou alles gee wat ek vir jou wil gee. Weet jy nog? Okay? Jakobus 4:8 het ook gehad. Okay, Sissie? Okay, so hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. So God sê as ons tot hom nader, soos ons een stapie gee vorentoe, net een, dan kom God al die pad. Maar God wil sien ons is ernstig. Soos jy net op die lyn staan en wag vir God, gaan hy nie kom nie. Jy moet die besluit maak. Soos jy nou een stapie gee, dan kom hy. Jy hoef nie die hele 100 km te gaan nie. Jy kies. Ja, hy wil net sien jy kies om nou een stap vorentoe, dan kom God al die pad van ons toe. Okay. Spreuke 3 vers 5, dis sê maar in Engels is. Proverbs 3:5. 5 tot 8. Glo in die, ek kan nie Engels en Afrikaans inlees. Wat se Bybel het jy op? Die Engels. Wat lees jy in Engels? But trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. He will be health to your flesh and strength to your bones. Okay, kan jy lees dis onder Afrikaans? Dis Spreuke 3:5 tot 8. Sê nie wat nou. Vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insig staan nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sê die regte pad wat. Moenie dink jy die wysheid invat nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkorting vir jou liggaam. Okay. So almal van julle het sien ons nou lyk 'n mamma en 'n pappa, né? Julle ook. So maak ek besluit sonder dat ek 'n pappa vra. Nee. So ek vra hom ons, dan maak ons saam 'n besluit. So God sê so moenie op jou eie insig te staan maak nie. Net soos ek en pappa in 'n huwelik is en ons saam praat oor goed, net soos ek en God in 'n huwelik. So maak net my eie besluit en ek vra vir God ook. Is dit die regte ding? Dis wat ek wil doen. Dis wat ek voel. Is dit reg? Hy sê as jy so met God opgeruit sal jou paai vir jou gelyk maak. Hy sê en dit sal die genesing van jou liggaam wees. So hy sal ons genees en ons kyk wanneer ons so is, né? So kyk pappa na my ook as ek siek is en help my so. Hè? Sien hulle Lea wat my as ek kom? Ja, en julle mamas en pappas kyk na mekaar, help mekaar, is ek reg? Kyk, soos met ons met 'n mamma en 'n pappa is, so wil God met ons met hom ook wees. Okay. So, dink jy as jy vir God sit moet jy ietsie wegsteek? Steek jy partykeer iets in jou hart weg vir 'n maatjie of 'n mamma dat iemand nie moet sien jy's nou hartseer nie. Wie van julle het al weggesteek dat jy hartseer is, niemand moet sien nie? Hæ? Almal van julle het al, né? Okay? Dink jy as jy vir God sit moet jy ietsie wegsteek in jou hart? Hæ? Nee. Vir God is waar jy kan sit, waar jy alleen jou kamer deur toe trek, waar jy nie saam met mamma of pappa bid nie, waar jy alleen saam met God sit, kan jy alles vir hom sê. Jy kan huil, jy kan kwaad wees, jy kan bly wees, jy kan opgewonde wees, jy kan hartseer wees. Jy hoef niks weg te steek vir God nie, want voor jy dit nog sê, weet jy wat in jou hart is. Dit is wat dit is om verhouding te hê, né? Om 100% jou hart op te maak met God. Jy hoef nie eens weg te steek nie. Partykeer steek jy mamma weg dat jy hartseer is, en jy wil nie mamma moet stel wees nie. Is ek reg? Ja, maar vir God was nooit iets weggesteek nie. Jy kan in elk geval nie. Maar hy wil hê ons moet daar by hom alles kom uitpak. Alles wat jy binne in jou hart is, jy daar uitpak vir hom. En los jy as jy daar wegstap, dan voel jy je beter. Okay. So jy kan nie nou vir ietsie demonstreer met die verhouding nie. Is jy reg? Met die skrif. Ja, mamma. Dit is wat sê die skrif van hierdie. Sien, omdat dit skielik baie donker is, so sit hulle van die ligte aan hierso om jou. Ja. Moet ek nader bring? Ja,
nie kan sien nie. So, nou, ek bring ek nog in die dingetjie los, Sion. Oh nee. Ek los nou die dingetjie en skryf nou die hele dingetjie maak. O. Okay. So, hierdie is mense wat jy ons verhouding sê, né? So hierdie enetjie sê, God se verhouding met jou. So hier is God se grasie wat met ons het. Okay. Hierdie enetjie sê, my verhouding met God. So dis wat ek met God doen. Hierdie enetjie sê, my verhouding met, my verhouding met ander. So kom ons sê, dis 'n oom of tannie van jou wat ver bly, wat jy net een keer die jaar sien. Jy sien hom nie eintlik baie. Ek sien mense wie is baie goed nie. En hierdie sê nou maar, my verhouding met my ouers. Ek het nou nie gesê mamma of pappa nie, want dit is so maar almal dieselfde optree. So, God, elke keer as jy vir ietsie met 'n verhouding doen, maak jou eintlik vol met 'n klip. Okay. So God sê vir jou, sy verhouding met jou is, ek het jou eerste lief gehad. Okay? Dan sê God vir jou, ek slaap nooit nie. As jy wil slaap, ek slaap nie. Ek check jou. Ek kyk dat jy veilig is. Hy sê, ek kyk altyd oor jou. Ek het jou reeds vergewe. Ek beskerm jou. Ek versorg jou. Ek droog jou trane af as jy hartseer is. Ek lag saam met jou. Ek hou jou hand vas as jy bang is. Ek genees jou as jy siek is. Sien jy, die glas is net oor die klein van God, né? Dis nog 'n lang les wat jy kan nie geskryf het. Okay? Ek loop oral, ja, die ander goed het ek nie gekry nie. Nee, ek loop oral saam met jou waar jy ook al gaan. Ek antwoord as jy met praat. Ek dek die tafel vir jou elke dag om saam met jou te eet. Ek kom kuier vir jou drome om saam met jou te kon speel. Ek help jou om sterk te wees vir die wêreld, né? Dit is baie moeilik gaan buite. Ek leer jou van my weë. Ek hou jou op die regte pad. Ek bring oplossings vir al jou probleme, né? En ons is op klop van hulle. Okay. So dit is God se grasie met ons. Hier is God se grasie wat hy met ons het. En sy glas is altyd vol. Sien jy hom? Sy verhoudingsglas met ons is nooit leeg. Kyk, hierdie is ons verhoudingsglasie met God. So hier is Sion se glasie, Bella se glasie, Lea se glasie, Marcus se glasie. Dis hierdie ene. So nou sê jy, Here, ek is bang, help my. Maar jy sien oortuig van jy bly bang. Nou is die klippie nie binne die glasie. Okay. 3 weke later vra jy weer, Here, help my, ek is bang. Maar jy begin Bybel lees en gebid en jy is oortuig dat die Here jou gaan help vir ding of jy bang is. Gaan hy in die glasie. Sê, Here, ek het by die skool vandag nie 'n lekker dag gehad nie. Daar was 'n maatjie wat my geboelie het en ek het hom woord gegee en help my om lief te wees. Here, ek wil asseblief 'n nuwe fiets hê. Maar jy glo glad nie God om vir jou 'n nuwe fiets hê. Jy vra sommer net so net verbygaan. Here, my hart is seer want my hond is siek. Help my hond dat hy gesond raak. En jy vra sê, verstaan julle hoeveel jy hom? As jy oortuig is van dit wat jy vra, gaan jy binne die glasie in. Oortuiging is glo, okay? En ons het ons al gepraat oor dit. Hoe raak ons oortuig van God? Hoe raak ons oortuig van God? Ja, en jy lees wat God van jou sê. Wie van julle, wanneer daai dingetjie met die pad vir julle gegee het julle name op? Wanneer was dit julle om gelees? Marcus het dit verlede week gelees. Okay? Hoe gereeld lees jy baie of min? Eerlikwaar. My lees dit min. My kind lees dit min. Hulle kan jy ook leer om ken deur uit sy woord te lees. Ja, hy praat. Hy praat. Maar dis hoe jy kom by 'n plek waar jou klippies nie buite die glas val nie, waar hulle binne die glas val. Hoekom val God se klippies almal binne die glas? Hy is 'n waarmaker van sy woord. Want hy glo in jou. Hoekom glo God in jou? Hy het jou geskep. Hy het jou geskep en hy het die prys betaal volledig vir jou. So hy twyfel nie oor die prys wat hy betaal het aan die kruis nie. Hy is 100% oortuig van die prys wat hy betaal het. So God glo 100% in jou dat jy in hom sal glo. Dis ons wat twyfel oor wie God is, dan van ons klippies langs die glas. Kyk, wie is hierdie ene? Ander mense. Hierdie is wat wat jy een keer by 'n partytjie gesien het. En jy het hom net gegroet en 3 woorde met hom gepraat. Kyk, maar ons sien oor 3 jaar eers weer by 'n Kersfeespartytjie of iewers. Kyk, hierdie is mamma en pappa. Hulle mamma en pappa vir ons.
Tafelskieters, kyk. Hulle kom vir ons kruipe. Ja, tafelskieters. Hulle betaal ons vir haar. Okay, ons weet dat hulle vir alles betaal. Okay. Hulle betaal vir ons. Troos hulle as jy seer kry. Ja. Leer jy van God. Ja. Ja. Okay. So sien jy mamma, hulle verteenwoordig eintlik God op aarde. Sodat mamma hulle ons versorg vir ons met mamma praat en met mamma vra. Mamma kan ons asseblief 'n nuwe broeke en 'n broek het 'n gat in. Trust nie dat mamma vir jou koop. Ja. Ja, jy kry mos nie. Is jou klippie vir 'n broek buite die glas? By Nee. mamma? Nee. Maar moes jy buite die glas by God vir jou gevra om 'n hond te siek sal jy ons asseblief gesond maak. Ja, daar geluk. Né? Ek het daar so op objective. Ja. Hoe moet dan nie ouma gewas nie? Ek is wat glas gehad. Ek het jaws gebruik het vir die So, maar jy het die ding met verhouding. So verhouding is om met God te praat die hele dag. Nie in die aande te sê, dankie die Jesus vir die lekker dag, dankie dat ons kos en water het in die huis en dat ons 'n lekker skool het, amen. Dink jy dit is verhouding? Dink jy dit maak die glas vol? Nee. Om met God 'n verhouding te hê, maar ek moet dit nie doen, is om heeldag met God te praat. Here, ek kan 'n wiskunde skryf en maak my verstand helder, ek het geleer dat ek kan antwoord. Here, ek het nie 'n lekker dag by die skool gehad nie, as 'n maatjie in my lewe gewees. Help my om lief te wees. Here, ek het 'n fantastiese dag op die tennisbaan gehad. Dankie dat jy by my was. Here, mamma en pappa het vandag 'n bietjie beklei, maar ek voel nie lekker daaroor nie. Help my om lief te wees en saam met hulle deur te gaan. Né? Ek gee nie sonder einde goed. Here, my hond is siek en ons moet veearts toe gevat. Dankie dat U saam met Mitsie is en ons moet bid dat U hom gesond maak. Maar die klip is nie buite nie, hy's binne. Jy is oortuig van hom. Want jy is oortuig dat mamma vir jou broek gaan koop en sê, ek gaan dit net, jy vra daarvoor. Ons sê gebed die ons was so oortuig dat God vir Zina gaan gesond maak toe het hy. Toe het hy. Maar sê, jou klip is nie buite die glas nie, dit is binne die glas. Ok. So dink julle as ek so verduidelik, verstaan julle die verhouding 'n bietjie beter. So kom ons sê net saam in van die skrif. Die skrif sê dat God het ons eerste lief gehad. Sy glas was eerste vol vir ons. Toe maak hy ons. Ons moet kies om dit saam te doen. Ok? Hy sê nader tot my en ek sê hele nader. Hy sê praat met my, ek praat altyd met julle terug. My glas is klaar vol vir julle. God moet nie nog 'n klippie insit in sy glas. Sy glas loop oor. Ok, jy sien hoe jy plek val sy klippe. Hy sê as julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar. Julle 3 girls, ek praat met julle ook. Ok? So hoe wys ons liefde terug vir God? Sê nie net om te praat nie, maar om ook te sorg dat die Heilige Gees ons lei nou. Wanneer jy hoor, wanneer die Heilige Gees sê nee, waarom is jy nou besig? Om actually te luister en nie deur te gaan met jou stoutheid nie. En om te repent maar jy sê vas. Die repent nou stout was dadelik terug te hardloop. Dis deel van daai, né? Ok. En om te onthou dat hy sê ek sal met jou verloof, hy sê ek sal klaar met jou getroud. Toe ek vir Jesus in die kruis gesit het ek klaar met jou getroud. Ek is klaar jou man, soos wat pappa klaar my man is. Ek moet mos nie nog met my man trou nie. Hy is klaar my man. Is ek reg? Né? Ok. En dan sê hy vertrou die Here met jou hele hart en steun jou op jou eie insigte nie. As jy 'n probleem of 'n obstakel het, nie self 'n plan maak nie. Vra vir die Here wat se plan. Hy gaan vir jou gee. Hy sê ken hom in al jou weë. As jy besluit moet maak, ek wil nou 'n kar koop, ek wil 'n nuwe tennisraket hê, ek wonder as 'n tekkies met mamma of my koop vir die tennis, ek wonder of ek moet dans of ballet, ek wonder of by 'n maatjie moet gaan speel. Vra die Here, wat het jou vrede in jou hart gee dat dit reg is? Dan sal jy op my gelyk maak. Dan sal alles in die lewe maklik vir jou gaan. As ek sê maklik, gaan ons nie storms hê nie. Ons gaan storms hê, maar jy gaan die storms gaan oukei wees. Dis nou net maar. Sê Maar hoe voel dit as hy jou antwoord soos jy voel mos hier, vrede of onvrede. Het jy al iets gedoen of voel jy in jou hart, nie reg gevoel nie. Jy kan voel. Sê hy nog iets gesê, nee? Daai dit is die teken hoe jy weet hy is by jou. Ja. As jy vrede voel. Want in die woord, onthou jy dat Jesus na hy opgestaan het, na hy opgestaan het uit die dode. Toe voor hy opgevaar het, toe gaan hy na die disippels toe. Toe hy by hulle kom, toe sê hy, Shalom aangee, vrede vir julle. Ja. Vrede vir julle. So dit is 'n bewys. Vrede. As jy rustig en tevrede voel, is dit 'n bewys van die Here wat in jou is in sy teenwoordigheid. As jy ongemaklik voel, is dit nee, dan moet jy maar begin dink, ek moet nou weer vra. Onthou, Jesus se ander naam is Prins van Vrede. So, ons het ons twee goed met vrede
as altyd vrede het en sê, joh, hier is 'n lekker partytjie in jou hart voel, jy opgewonde gaan na hierdie partytjie, dan weet jy dis reg. Maar as een van die twee die vrede voel nie, weet jy weet, kom praat met jou. Kyk, en ek gaan nou kom ja, jy sal hoor hoe ek dalk om gedagtes en gedagte net opsom net hier aan dink. Partykeer dan kom daar 'n gedagte van iemand op wat ek 20 jaar laas geken en dan dink ek, wonder hoekom dink ek aan hierdie persoon? En dan onthou ek, daai persoon was op my lewe gewees wat 'n kind was. En die Here wys my toe nog nie vergewe nie. Dan kom hy so so net so my kop op. Dan sê die Here vir my, vergewe hom. Hy sê nie vergewe hom nie, maar as ek dink aan die ou en onthou ek het iets lelik aan my gedoen. En dan weet ek die Here wys my dit want ek het hom nog nie vergewe nie. So dan kom sulke random goed op in jou gedagtes wat jy is en die vrede dit. Altyd met dieselfde vrede hê. Jy kan nie vrede op die een plek hê, maar nie op die ander plek nie. Dan praat God met jou. Kyk, dis voel hom altyd nie. Mama, wat as die storie is, wat jy gesig wat gekry. Ek verstaan nie wat jy sê. Is die stories partykeer rof, is dit wat jy vra? Ja, dis partykeer rof. Dis partykeer moeilik, maar dis altyd moontlik, want God is by ons in die storie. Ja. Daar's daai ding wat op die muur staan. It won't be easy, but it will be worth it. In die Bybel staan eintlik it will be possible. Kyk, dit is altyd moontlik. Dis partykeer moeilik, maar is altyd moontlik. Ja, want ek is op alles in staat deur Christus my krag. Filippense 4:3. Ja. Dit het al my gebeur toe ons by 'n zorg was toe gaan my toe was afloop my boelie daar toe was dit nie lekker nie toe sê my yes ek is lekker maar my hand. Ja, toe weet jy dat die gevoel is nie reg nie, né? En jy weet nie daarna kom nie, want hy laat nie lekker voel as jy daarna kom nie. Ja. Ja. Dan weet jy werklik. Ja. OK. So iets wat jy wil vra, dink jy hulle verstaan dit beter? Pilot, verstaan jy beter? Sissie? OK, Sion, wie jy so? Ja? Bella? Verstaan jy verhouding? OK. Verhouding is nie net Bybellees en bid om te moet doen nie. Ja. Bybellees is om God te soek. Dis nie Bybellees is met ma sê op Bybellees. OK, dis hoe ons groot geword het. Bybellees is om regtig te ken, soek. Om te leer ken. Dis nie om te sê ek het net een versie gelees of vanaand nie. Bid is nie net om te sê dankie vir die kos en water vir my dak en my huis, amen. Bid is regtig om te praat met die dag. Onthou jy Wat is toe tannie Karla ons het toen gesê ons kan afpak vir hom. Ons kan tot enigiets praat. Hy Ja. weet julle, hy weet mos nie afval op dag. Hy weet dit wat jy nou gaan sê. Jy kan eerlik met hom wees. En onthou jy toe tannie Karla gesê het, sê nou sy net met ons Jean 5 sinne gepraat. Altyd dieselfde sinne. So hy het tevrede gewees. Sy sê nee, hy is op mekaar nie verstaan het nie, hy is op gefrustreerd gewees het. So 'n mens moet met mekaar reg kommunikeer. Wees en weer uit jou hart in. So dit is hoekom bid is nie as jy elke dag vir ons Vader opsê nie. Dieselfde ding met Of dieselfde ding oor en oor. Dan is dit nie kommunikasie en praat met God. Heb jy net so 'n storieboek vir God gelees het? Jy moet jou hart uitpraat. Ja. Wat het jy vir ons heel maar was? wat is belangrik om vir kos te word? Nee, dis belangrik om dankie te sê daarvoor, maar jy kan nie elke dag net dit bid, daai een sinnetjie oor. Jy kan nie 'n rympie bid. God weet ons is dankbaar vir kos. Wie is nie dankbaar vir kos nie? Kan jy gaan vir praat? Verstaan jy? Die Bybel is God weet ons is dankbaar vir kos, vir basiese goed wat ons elke dag gee. Maar wat van die ander goed in jou hart wat jy nie vertel nie? En hy weet is daar, maar hy wil hê jy moet die vrymoedigheid het om met hom te praat. dis verhouding. Dis 'n verhouding. Yes. OK. Weet jy nog? Ja. Wil jy nog iets vra? Verstaan jy nog? Volgelasie met God, né? Die buiteklip en die binneklip. OK. Kom met mamma die plek op die papiertjie gegooi. Ek het dit ons geval. OK, sê reg. Kom ons bid nou. Sê ons op die video. Ag, ja, jy is nie Sion nie. Jy is nie Sion nie.